Vir my is die af baie seer op die bene en jy moet stadig begin, moenie te vinnig gaan nie. Jy verloor 10 minute vir elke minuut wat jy te vinnig deur halfway gaan. Jy moet stadig begin, dis baie belangrik. As jy vir Bruce Fordas gesien het toe hy gehardloop het, hy altyd stadig gegaan in die eerste helfte en dan verby almal gehardloop in die tweede helfte. So dit is die beste raad, want dit is van hom af. En ook loop voor jy moeg is, drink water voor jy dors is en maak seker jy geniet die dag. En as jy moeg is, hou net aan, die einde is dit kom. Ja, geniet dit. Jy's net een keer 'n novice en geniet dit. Moenie oor die tyd worry nie. Geniet net die wedloop. Moenie te vinnig begin nie. Eers 30 kilos baie stadig en dan kan jy begin opbou. Ja, so ek het nie die geleentheid om die Comrades te hardloop nie, maar dit is my 3de jaar wat ek saam met Supersport die Comrades aanbied. So ek het die geleentheid om van die begin, die middel en die einde die hele wedloop te beleef. Ek het nie veel raad nie, omdat ek self het nie gehardloop het nie, maar my plan is om dit te hardloop. So as enige iemand vir my raad het, ek is oop vir dit. Van Fieldshill af tot in Durban, want dan hardloop jy die hele tyd, die breek die hele tyd afdraande. Dis die moeilikste. Weet jy, ek het by 'n ou top 10 atleet het eendag vir my gesê, drink by elke waterpunt 'n bietjie water. Jou liggaam sal jou sê hoeveel. En jy sal nie krampe kry nie. Vir my kook. Drink water en drink power uit net wat elektrolyte terugsit. Rehydrate vir so iets. Maar los die kook uit. Dat gee jou sugaras, dit is nie goed vir jou nie. Hierdie jaar wil ek 10,5 ure doen. Ek weet nie of ek vinniger kan gaan nie. Ek was voorheen 9 ure en 43 minute is my vinnigste, maar dis bietjie baie jare terug en ek kon nie hardloop verlede jaar omdat ek 'n seer voet gehad het en ek moes rus 'n hele jaar en nou is ek weer bietjie sterker, maar nie vinniger nie. Jy weet op is 12 ure, dan is dit verby. Jy berei 6 maande voor met jou vriende, jy maak nuwe vriende. Jy leer later alles van elke ouetjie met saam mee hardloop. So dis waar Comrades gaan, is oor die kameraadskap met jou voorbereiding. Die dag self is 12 ure, dan is dit verby. En vir my gaan dit daaroor en natuurlik ook die kameraadskap tussen die atlete. As jy ou swaar kry, help jy hom. As jy swaar kry, help ou jou. Jy gesels, jy maak vriende op die pad, alles. En dit is waar dit eintlik gaan. Ek dink dit is baie belangrik om gedurende die resies genoeg in te neem en ek het gehoor daar is tonne lemoene en daar is tonne baby potatoes, daar is omtrent 2 miljoen liter water langs die pad. Daar's ook dieselfde hoeveelheid Coke langs die pad, so ek hoop jy het jou brandewyn ingepak op die pad. Maar daar's genoeg nutrition vir almal om genoeg voedsaamheid in te kry en ek dink dit is baie belangrik gedurende die resies. Anderste is daar krampe, jy het nie energie nie. En dis wat almal oor praat hierso by die Comrades natuurlik. Een ding wat vir my nogal uitgestaan het in die laaste paar jaar wat ek dit aanbied, stories, is aan die begin die opwinding, jy weet die emosie. Ek raak verskriklik emosioneel as hulle by die wegvertrekpunt daai liedjies sing, die nasionale lied sing en die hoender wat afgaan en of ek dink is net seker 'n rooster wat kraai. Daai is die tipe goed wat my emosioneel maak en dan om te sien aan die einde veral met die afsnypunte, die teleurstelling, ek weet om daaroor te praat wil ek emosioneel raak, want ek weet hoe baie ure mense insit om hierdie wedloop te voltooi. Daar was 'n storie gewees aan die einde van die resies by die eindpunt waar ek moes korrespondeer en sê, jy weet, en ons het die countdown gehad, 3, 2, 1, dis nou klaar en daar was hierdie ou oomie gewees. Ek dink sy van was 'n McLaren, dis wat ek onthou. En hy het dit net nie gemaak nie. En die oom het letterlik geval in my arms. Terwyl ek besig was om te moet korrespondeer, het ek 'n oom wat ek probeer regop hou. En ek kon nie help as om emosioneel te raak nie. Want hierdie oom het nou net uitgemis. Dit was sy laaste Comrades, hy het dit nie gemaak nie. En ek moet probeer vir julle vertel hoe wonderlik die Comrades was. Daai was regtig nog 'n konflik van emosies gewees en iets wat ek vir ewig sal onthou. So ek hoop dat oom McLaren daai dag weet dat hy 'n groot impak op my lewe gemaak, want op die einde van die dag is dit nog steeds 'n human race. En hy was definitief 'n testament gewees van die ultimate human en die manier hoe hy alles hanteer het. Hy was nog steeds positief
alhoewel hy dit nie gemaak het nie. So dit is baie duur lesse wat ons by mekaar kan leer en dit is hoekom ek so mal is oor die Comrades.